Goeiedag en welkom hier by Beleef Gemeente. Dis vir ons lekker dat jy by ons inskakel en van waar af jy ook al kyk vanoggend, as dit in ons land is, 'n ander land, die Rusbank, waar ook al, wil ek vir jou sê jy is welkom. Ek hoop jy geniet vandag se boodskap saam met ons en ek hoop dat die Here sy woord in jou hart en in jou lewe vandag kom vasbind. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, dankie dat u ons vooruitgaan, dankie vir u Gees, Here, wat ook u woord in ons harte heg saambind. Ons loof u en ons prys u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Nou, dit is vir my lekker om saam met jou hierso te kan wees vanoggend en ek wil graag met jou deel so 'n stukkie in die lyn van familie, maar meer as dit die tipe mense in my lewe. Nou as ek sê tipe mense, dan wil ek vir jou sê ek het 'n tipe mens wat ek nou van hou. Ek is lief vir alle mense, maar daar's tipe mense in my lewe en ek glo in jou lewe. Dis daai mense wat jy nou voel jy kan saam hulle braai. Of daai mense wat jy voel jy ontmoet hulle en in 'n kort rukkie is daar daai wat ons sê ons klik, né? Daar's daai koneksie wat ek wil amper sê spontaan en natuurlik gebeur en as jy weer kyk dan praat 'n ou net lekker saam en dis daai as jy wegry by iemand se huis dan sê hy, "Dis was nou lekker. Hier is nou lekker mense, hoor. Ek geniet nou hierdie mense." Ek hoop jy het daai tipe mense in jou lewe. Vir my byvoorbeeld, ek sal nou sukkel met vegan mense as ek hulle nou moet nooi vir 'n braai, want ek geniet 'n stukkie vleis. Niks fout met vegan mense nie. Ek dink hulle is great. Ek ken 'n paar van hulle, maar dit sal vir my moeilik wees om daarso nou 'n stuk rubberwors te draai of iets wat na gras ruik te draai op die braaivleis. In elk geval, dis nou maar net ek. En dan is daar mense wat ander belangstellings as ek het, wat verskil van dinge dalk meer as ek, mense wat dalk nie glo soos in wat ek en jy glo nie, mense wat dalk nie kinders van die Here is nie, wat nie beteken ons mag nie met hulle vriende wees nie, maar ons geniet dit om met 'n tipe mens uit te hang, met 'n tipe mens die lewe saam deur te gaan. En net so wil ek vir jou sê, het die Bybel 'n riglyn vir my en vir jou, en sê die Bybel dat daar is tipe mense wat ons lewe mee moet vul. Ons moet onsself omring met 'n tipe mens, en dan sê die Bybel ook dat ek en jy verander 'n tipe mens moet wees. As ons gelowiges is, as ons wedergebore kinders van Christus is, dan moet ek en jy 'n tipe mens wees en ons moet 'n tipe mens hê. Nou ek wil so 'n bietjie met jou reis vandag saam met die tipe mense in ons lewe wat ons veronderstel is om te hê en ook wat ons veronderstel is om te wees verander. Nou, ek wil vir jou sê dat dit alles begin soos altyd by God drie-enig. God werk saam as 'n span. En ons weet dat die Here, dit is sy begeerte en sy behoefte dat ons omring is deur goddelike mense. Dis God se hart vir my en vir jou dat ons in eenheid sal saamleef. In die ou vertaling en in die Engels sê dit so mooi. Hy sê where there's unity, God commands a blessing. En dan brei hy uit oor dit. Hy sê wanneer daar eenheid is, dan is dit die olie wat uitgegiet is oor die kop van Aaron wat teen sy baard afloop. So die Here sê waar daar eenheid is onder mense, daar is bo-natuurlike salwing en guns en voorspoed. So God drie-enig werk saam en hy verwag dat ek en jy dieselfde moet doen. Ek lees vir jou daar in Johannes 17 vers 21 sê hy, vir hulle bid ek ook, Vader, gee dat hulle in lojaliteit teenoor mekaar soos een man sal saam staan. Sê Vader, u weet hoe heg en intiem ons verhouding met mekaar is. Hier's Jesus wat met die Vader praat. Hy sê ons belange, denke en dade is totaal een. Gee asseblief dat hulle verhouding onder mekaar en veral met ons net so heg en intiem sal wees. Hy sê as die mense in hierdie wêreld sien hoe die gelowiges saam staan en saamwerk, sal hulle oë daarvoor begin oopgaan dat u my na hulle toe gestuur het. Hoe mooi is dit? Jesus praat met die Vader. Hy sê Vader, ons verhouding, hoe heg en intiem ons met mekaar is, dit is my gebed, dit is my verlange, dit is my begeerte vir ons kinders, vir die mense, ons tipe mense, die mense van God, vir sy kinders, dat ons so heg en intiem met mekaar ingeskakel sal wees, dat ons verhouding sal lyk soos die verhouding tussen Vader, God en Jesus Christus sy seun. Wow. En ek weet nie van jou nie, dit is iets om na te jaag vir my. Dit is iets om wat ek na smag, dat ons daai intiemheid, daai nabyheid met medegelowiges sal hê. En ek glo dat dit presies is wat die Here doen en hoe hy beweeg en hoe hy werk in ons lewe. Nou ons weet dat God is drie-enig van die begin af. In Genesis 1 vers 1 sal jy lees dat die Gees van God oor die waters gesweef het, nee, toe dit nog leeg en kaal en donker was en daar niks was nie, was die Gees van God reeds hierso.
Nou ons lees verder in die Bybel sê dat Christus is die woord van God wat vlees geword het en tussen ons kom woon het. Hy sê die woord was van die begin af daar. So die woord wat Christus is was van die begin af daar saam met God. En dan gaan hy verder in 1 Johannes om te sê deur wie alles tot stand gekom het. So ons weet dat God, Christus en die Heilige Gees is drie-enig reg van die begin af. Baie keer is daar gelowiges wat dink dat Jesus Christus, ek wil amper sê die plan B was om gestuur te word, maar dit was nog altyd God se plan en sy doel, dat Christus sal kom om vir my en vir jou te kom sterf. Nou, in Efesiërs 3 vers 5 tot 12 kry ons God se meesterplan. En ek noem dit sy meesterplan en hy onthul dit hierso vir ons. Paulus leer ons wat God se meesterplan is vir ons lewe. En ek lees saam met jou Efesiërs 3 vers 5 tot 12. Hy sê: deur die loop van die geskiedenis het die mense nie geweet wat God gaan doen nie. Hy sê nou is dit egter nie meer vir ons 'n geheim nie. Die Heilige Gees het dit aan al die mense vertel wat gekies is om God se woord te verkondig. Hy sê die geheim is dit, hier is die geheim. Hy sê enige iemand wat in Christus Jesus glo, selfs al is hy 'n nie-Jood, word 'n kind van God en kry by God wat hy vir al sy kinders gee. Hy sê dis die geheim. Hy sê so 'n persoon is dan saam met die ander gelowiges die liggaam van Christus. Hy kry alles wat God in die goeie boodskap aan Christus Jesus se mense beloof het. Wow, so die geheim is ek en jy deur Christus word kinders van God. En dan sê hy, alles wat hy aan hom beloof het, word my en joune. En dan gaan hy verder. Hy sê, God het my aangestel om hierdie nuus vir ander te gaan vertel. Hierdie goeie nuus, hierdie meesterplan van God. Hy sê, dit is 'n voorreg wat God aan my gegee het, al verdien ek dit nie. Hy gee ook vir my die krag om dit te doen. En dan gaan hy aan, hy sê, van al die Christene is ek die minste werd. Nogtans het God besluit om hierdie voorreg aan my te gee, en dit was onverdiend, glo my. Hy sê, ek is die een wat nou aan die nie-Jode moet gaan vertel, wat Christus alles vir hulle gedoen het. Dis dieselfde Paulus, die ironie, so is dis die tipe mense wat hy vervolg het. Nou sê Paulus, hy sê, nou is ek die ou, wat moet gaan en dit aan die nie-Jode moet gaan vertel. Hy sê, dit is iets wat 'n mens nooit regtig kan begryp nie, want dit is te wonderlik en groot. Hy sê, ek moet aan elkeen van hulle verduidelik, dat God se redding ook vir hulle bedoel is. Hoe amazing is dit? En dan gaan hy aan, hy sê, dit was van altyd af, wat God, wat alles gemaak het, wou doen, maar mense het dit nie besef nie. Hierdie meesterplan, mense het dit net nie gekop nie. Hy sê, God wil hê, dat die kerk, hier voer hy sy meesterplan uit, hier is die hoe gebeur dit? Hy sê, God wil hê, dat die kerk vir al die onsigbare magte en heersers in die hemel sal wys, hoe wonderlik slim hy regtig is. Hy weet alles en beplan vir alles. Van die heel begin af het God geweet dat hy met die koms van Christus ons Here hierdie plan van hom aan die werk sou sit. Hy sê, omdat ons Jesus in is en op hom vertrou, hoef ons nou nie meer bang te wees om na God toe te gaan nie. Ons kan dit vol vertroue doen, sonder om te wonder of ons mag. Wow, hierdie meesterplan van God word uitgerol deur sy kerk, deur sy liggaam, deur mense wat in die liggaam van Christus is. Dis nou ek en jy. Ongeag van waar af jy kom, wat jy dalk voorheen geglo het, wat jou geskiedenis is, van wat se familie jy afkom, dat Christus wil gehad het, dat ek en jy moet hande vat, as die liggaam van Christus. Hy sê in ons liefde vir mekaar, ons eenheid, die band wat die gees van Christus onder ons kom bewerk. Hy sê dit gaan op die einde van die dag maak, dat God se meesterplan uitgevoer word, is deur sy liggaam, deur die kerk, die eklesia. Wow, wat 'n plan en wat 'n manier om dit uit te voer. So ek en jy, wanneer ons in die liggaam is, het deel aan hierdie meesterplan van Christus. En ek wil vir jou sê dat alles wat Christus vir ons kom doen en bewerk het, wil hy hê, moet ons saam doen. Jy weet, Christus het 'n klein groep gehad, 'n selgroep as jy wil, van 12 manne wat saam met hom gedien het, saam met hom die Vader verheerlik het, saam met hom wonderwerke gedoen het, mense geleer het van die goedheid van Christus. En dan is daar, ek weet nie of jy ekskuus tog vir Leonard Sweet ken nie, maar Leonard Sweet, iemand na wie ek baie opkyk, het hierdie amazing gesegde. Hy sê, Jesus invested everything he had in a team. The Bible knows nothing about solo ministry, only team ministry. Hy sê Christus het alles wat hy gehad het belê in 'n span. En is dit nie die waarheid nie? Al sy tyd, al sy energie, die gesamentlike gelde wat hulle ingevorder het. Jesus het nie gesê, hoorie, gee vir my 80% of gee vir my 'n persentasie en dan vat julle die res en ek soek hierdie want ek is nou die leier van hierdie, glad nie. Hy het alles wat hulle ingekry het, sy wese, wie hy was, het hy met hulle gedeel.
Hy het in hulle geïnvesteer. En dit is wat Leonard Sweet hier so sê. Hy sê, die Bybel weet niks van solo ministry, van alleen of afsonderlike ministry nie, maar altyd team ministry. Hy ken dit in 'n span. Ons leef dit uit as 'n groepering, sy mense. Hy sê ons is sy liggaam. Hy sê ons wat sy kerk is ons wat deel het aan sy nalatenskap, maar hy wil hê dat ons heg moet saamwerk, dat ons in hierdie span sit. En dit beteken dat ek en jy in mekaar moet wees. En dat ons deel moet hê aan mekaar. En daarso in Filippense praat Paulus weer en hy sê dan wat hom bly maak. Hy sê in Filippense 2 vers 2 tot 4, sê hy, maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees. Hy sê een in liefde, een in hart en een in doel. Hoe mooi is hierdie. Hy sê dit is sy verlange vir my en vir jou, vir die kerk. Hy sê moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Hy sê wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Paulus sê, dit is vir my die mooiste ding, wanneer hy sê, wees een in liefde, een in hart en een in doel. Hoe amazing is dit? Hy sê dit is sy hart vir ons, hy sê, wanneer ons dit doen, hy sê, dan maak ons nie net vir Paulus bly nie, maar ons maak vir Christus bly. Hy sê, dan bereik ons en voer ons die meesterplan van God uit. Jy onthou daai meesterplan van hom. Dan is ons besig om dit uit te voer, die oomblik wat ons een is, wat ons saamgedrewe is vir dieselfde doel, en dit is om Christus te verheerlik, en om sy koninkryk te bou. Nou, dan wil ek vir jou sê, God verlang dat ek en jy saamgeweef is met medegelowiges, maar nie net met somme enige een nie. Ek en jy moet saamgeweef wees, met ander woorde, ons tipe mens, wat ek en jy mee geïntertwine is die Engelse woord, maar wat ons saamgeweef is, wat ons heg by ingeskakel is, moet 'n tipe mens wees. Nie sommer net enige hier jy nie. Die Bybel leer ons dat ons nie onevenredig aan mekaar verbind moet wees of onevenredig gejuk moet wees nie, maar dat ons met medegelowiges moet hande vat en dat hulle ons tipe mense moet wees. Paulus leer ons verder daar in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 15 sê hy, moenie saamspan met ongelowiges nie, want watter vennootskap kan daar wees tussen reg en onreg? Hy sê, of watter gemeenskap kan daar wees tussen lig en duisternis? Watter ooreenkoms kan daar wees tussen Christus en Belial? Of watter gemeenskaplikheid kan daar wees tussen 'n gelowige en 'n ongelowige? So Paulus kom leer ons, hy sê pas op om jou aan mense te juk. Dis dieselfde Paulus wat sê ek het alles vir almal geword. So Paulus sê, hoorie, ek het vir die Griek soos die Griek geword, vir die Jood soos die Jood. Hy sê ek het hulle tradisies aangeleer, ek het geleer hoe hulle praat, hoe hulle dink, wie hulle gode is en wie hulle aanhang. Maar hy het nooit saam met hulle ingespan nie. Hy het nooit gesê, okay, goed, ek gaan nou saam met julle 'n bietjie aanbid, of ag, weet jy wat, dis okay, jy kan doen wat jy wil. Hy het soveel oor hulle geleer, sodat hulle kan bedien, en sodat hulle die waarheid kon offer. En dan die leer hy ons daar in Efesiërs 4, vers 3 tot 6, sê hy, die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak. Hy sê, hierdie een wees en saam wees, moet ons tot elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat enige iets tussen ons kom, wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. Paulus kom waarsku my en jou, hy sê, ons moet nie laat enige iets tussen ons kom nie. Hy sê, bewaar hierdie verhouding ten alle koste. So hy sê, hierdie eenheid wat ons as mens het, wat ons as kerk het, as die liggaam van Christus. Hy sê, ons moet dit oppas. Dit moet vir my en vir jou 'n prioriteit wees, om seker te maak, dat ek en jy dit bewaar. Met ander woorde, en ek weet Retief het al baie met jou gepraat oor aanstoot, maar daar is soveel waarde daarin, want aanstoot is die een ding wat inkruip, hier in die kant in, en wanneer ons aanstoot beleef, dan is daar 'n skeiding, en dit is hoekom Paulus sê, dink meer aan ander gelowiges, of van ander gelowiges as van jouself, ons het dit nou net gelees. Hy sê, dink meer van ander gelowiges as van jouself. Hy sê, wees daar om hulle te dien. En wanneer ek besig is om so 'n lewe te leef, dan is daar nie regtig plek vir aanstoot. Dan neem ek nie sommer net aanstoot nie, want my doel en my ingesteldheid is om ander mense te kom dien. En dan sê hy, bewaar dit ten alle koste. Maak seker dat hierdie een wees, hierdie hegte eenheid van julle by mekaar is. Ek lees saam met jou verder. Hy sê, God is nie verdeel nie. Natuurlik, so ook nie sy kinders nie. Hy sê verder, daar is net een liggaam van Christus, waarvan ons deel is, en net een Heilige Gees. Ons almal se hoop is ook een en dieselfde. Dis Christus natuurlik. Hy sê ons dien een Here, ons geloof is dieselfde en daar is net een doop. Met ander woorde, ons bly een. Jy hoor hierdie een wees, hierdie saam. Hy sê verder, en dan is daar ook net een God en hy is die Vader van ons almal. Niks en niemand is soos hy nie, want hy is belangriker as alles en almal. Hy werk deur ons en woon in
ons almal. As hy sê ons almal, dan praat hy van my en jou, sy kinders, né? Ons wat ingeskakel is, ons wat wedergebore is, wat Christus aangeneem het, as ons verlosser en saligmaker. So net om jou kop 'n bietjie rondom hierdie goed te skuif, God verwag, soos ek gesê het, dat ek en jy sal saamwerk. Jesus sê, dis sy wens vir ons, dat ek en jy in 'n hegte eenheid sal saamstaan as medegelowiges. Jy wat nou vandag saam kyk en ek en die mense om jou waar jy ingeskakel is, dat ons so heg sal wees, soos wat Christus en God die Vader is. Paulus sê vir ons, hy sê dat dit sy meesterplan is, God se meesterplan, dat deur Christus en in hom, ek en jy 'n hegte eenheid sal vorm, dat mense God sal verheerlik deur die liefde wat ek en jy vir mekaar het, as sy kerk, en dat dit die beeld sal wees. Retief sal altyd praat van 'n vertoonkas, maar ek dink dis gepas hier, sodat dit 'n vertoonkas sal wees vir die mense daar buite, dat hulle sal inkyk en sal sê, wow, dit is wat liefde werklik is. En dit word gevind in die kerk, waar daar eenheid is. En net so op dit, ek wil vir jou sê, daar waar daar oneenheid is, daar waar mense nie saamstem en saam staan nie, is altyd die werk van die vyand. Jy kan maar gaan kyk, Christus en God die Vader en die Heilige Gees bewerk altyd eenheid onder gelowiges. Maar enige plek waar daar oneenheid is, waar mense besig is om drasties te verskil en waar daar skerings is en al hierdie dinge, is dit altyd die werk van die vyand. Jy kan maar seker wees daarvan. En daarom sê Paulus, bewaar dit in alle koste. Sy maak seker, julle pas julle eenheid op. En ek wil vir jou vandag sê, van waar jy ook al kyk, as jy ingeskakel is by 'n gemeente, ek hoop jy is. As jy nie is nie, maak kontak met Beleef, ons sal jou met liefde hierso inskakel. Maar waar ook al jy ingeskakel is, bewaar die eenheid. Maak seker dat jy nie iemand is wat net aanstoot neem nie. Maak seker dat jy nie iemand is wat net eendag oppak en gaan. En jy laat 'n klomp mense agter nie. Maar bewaar dit, maak moeite daarvan. En dan sê Paulus, ons moet op ons hoede wees. Wees versigtig vir dinge wat wil kom en indring en wil kom skei en kom skeer tussen ons. Nou, ek het vir jou gesê, daar's tipe mense. En ek glo daar's 3 tipe mense wat ek en jy in ons lewens moet hê, maar wat ons ook moet wees. En ek gaan sommer net inklim daarso. Die eerste tipe mense, glo ek, is mentors. Ek en jy moet mentors in ons lewe hê. En as iemand my vra, waaroor is ek spyt in my lewe, dan is daar een ding wat vir my uitstaan. En dit is dat ek nie op 'n jonger ouderdom reeds mentors in my lewe gehad het nie. Niemand se skuld behalwe my eie nie, maar dat ek nie op 'n vroeëre ouderdom al mense begin raadpleeg het nie, want ek dink ek sal soveel verder ontwikkel gewees het wat leierskap betref en volwassenheid en nie dat ek is nie, maar ek dink ek sou op 'n ander plek gewees het dalk in my lewe en lankal al meer gevorderd gewees het. Maar as ek mentors gehad het toe ek jonger was, as ek hulle gaan uitsoek het en dit was vir my belangrik geweest om mentors te kry, ek dink sou dit my lewe baie verander het. Maar nietemin, so mentors in my wete daarvan is goddelike mense, dit is belangrik goddelike mense, so wanneer ons mentors kies dat hulle goddelike mense is, wat die pad aanwys en ons lei in waarheid. So dit is mense wat goddelike wysheid het, iemand na wie ons toe kan gaan en wat ons in waarheid lei. So dit is belangrik vir my en vir jou dat ons mentors het. Nou, ons beleef reg deur die Bybel dat daar mense is, jy onthou Elia en Elisa, jy onthou soveel van die profete, selfs Paulus het 'n mentor gehad, jy onthou Barnabas, wat Paulus vir 'n ruk lank opgelei het, tot Paulus hom, ek wil amper sê ontgroei het, of op daai plek gekom het, waar hy kon aangaan met sy bediening en dit verder vat. Maar almal in die Bybel wat iets beteken het, baie van hulle het 'n mentor gehad, die disippels het Christus gehad en so het almal 'n mentor gehad, iemand wat hulle gelei het in waarheid. In Filippense 4 vers 9 leer Paulus ons, hy sê, en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. Hy sê, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Paulus sê, en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het. Wat sê Paulus hierso? Hy sê, ek was vir julle 'n goeie mentor. Wat 'n mooi ding om te kan sê. Dat as jy 'n ouer is, of 'n vriend, of 'n pa en ma, of 'n kollega, dat jy eendag sal kan sê, ek het alles gedoen wat ek kon, om as 'n goeie mentor, om as 'n goeie voorbeeld vir jou in te staan. Hy sê, ek was 'n mentor vir julle, hy sê, dit wat julle by my geleer, so met ander woorde, hy het hulle geleer, hy sê, oorgeneem, dit wat hy vir hulle gegee het om verder te vat, hy sê, en gehoor het. So wat hy hierso sê, is alles wat ek gedoen het, alles wat ek geleef het, en alles wat ek gesê het Christus verheerlik, en ek was vir julle 'n goeie mentor gewees. So ek en jy moet mentors in ons lewe hê. Mense na wie ons toe kan gaan, wat hulle wysheid met ons kan deel. Mense soos Paulus wat sê, volg my soos ek Christus volg. Paulus sê, maak my jou mentor. En ek en jy stap saam in die arms van Christus.
So ek en jy moet mentors hê, mense wat in ons lewe is, wat ons lei op 'n sekere pad. Mense, en ek weet nie van jou nie, ek het hierdie mense in my lewe. En daar's nie baie nie, ek is versigtig by wie ek sommer net raad vat en by wie ek sommer net sit en gesels, maar daar's mense in my lewe wat met opregtheid, maar ook met eerlikheid en soms hard met my praat. Maar mense wat 100% die beste intensies vir my het, mense wat my bo alles lief het, mense wat wil ek moet vorentoe gaan, en mense wat nie skroom om vir my te sê, wanneer ek aanjaag, wanneer ek voel ek is besig om op die verkeerde plek te kyk, of ek is in die verkeerde rigting op pad nie, maar mense wat my, soos die Engels sal sê, accountable wil hou, aanspreeklik vir sekere dinge in my lewe, en ek het hulle bitter nodig, en ek glo jy ook. Dis 'n Bybelse beginsel, dis 'n prinsip wat ons in ons lewe absoluut nie sonder kan gaan nie. Dis my gebed vir jou, dat jy nie net mentors sal hê nie, maar great mentors sal hê, mense wat jou lei. Dan tweedens, is die woord ewe knie. Nou, 'n ewe knie is 'n gelyke. Die Engelse woord sal jy ken is peers. Nou, peers is mense wat ek lewe saam doen, is mense wat op my vlak is, mense wat ek met vriende is. Ek wil amper sê, dis die mense wat ek my dag tot dag lewe mee omgaan, saam tyd spandeer en wat ek saam leef. Nou, ewe knie is ons gelyke, dis ons broer of ons susters in Christus en ons vriende. Dis die mense saam wie ons klein groepe doen of selgroepe doen, die mense wat ons Sondag by kerk sien, dis die mense wat ons saam braai, dit is daai tipe mense. En ons lewe daar moet gevul wees met die regte ewe knie. So ons het mentors, dis mense wat ons optrek boontoe, dan het ons ewe knie wat hier op ons vlak is, wat saam met ons die lewe doen. En dan sê daar in Spreuke, 'n wonderlike stukkie wysheid, praat Salomo in Spreuke 13 vers 20, en hy sê, hy wat met wyse mense meng, verkry self ook wysheid. En dan waarsku hy sê, meng jou met dwaase, en jy word self ook soos hulle. So dis belangrik dat ek en jy, ons ewe knie, hierdie mense wat ek en jy hiermee lewe doen, in ons dag tot dag lewe, dat dit mense is met wysheid, godsvreesende mense, mense wat dieselfde belange het, mense wat Christus wil dien op dieselfde wonderbaarlike, radikale en in diep manier as ek. Dit is ons ewe knie. Dit is die mense wat ons onsself mee omring elke dag. En ek weet jy weet dit, maar ek wil jou vra, hoe gesond is jou sirkel? Hoe gesond is hierdie ewe knie? Is daar nog steeds mense wat jy aan verbind is, wat dwaas is, wat nog in die wêreld leef? Hang jy nog steeds saam met die ou uit, wat jy nou al die laaste 4 jaar probeer oorreed, dat Christus 'n werklikheid is, en hulle stel net glad nie belang nie? Is jy nog steeds mense wat diep in die wêreld is, en ek sê nie, ons is beter as enigiemand nie, maar daar's mense wat jou gaan aftrek, daar's mense wat jou gaan vashou, wat jou sleg gaan beïnvloed. En daar's mense wat jou op daai plek gaan vashou en jy gaan nooit groei nie. En daarom is dit belangrik dat ons onsself omring met gesonde ewe knie, gesonde peers, mense wat ons liefhet, wat saam met ons wil groei, wat ons wil sien sukses behaal en wat vir ons net die beste gun en so ook ons vir hulle. Mense wie ons liefhet en wie ons kan liefhê. En dis maar net 'n stukkie selfondersoek, en ek ondersoek gereeld my lewe, en dan vra ek, hierdie mense wat in my lewe nou is, dit gaan nooit vir my, wat kan ek van hulle kry nie, dis nie vir my waaroor dit gaan nie, dit gaan altyd vir my oor waarheen is hulle op pad, is hulle besig om Christus te dien, en dan vra ek myself, as ek besig om my werk te doen, beïnvloed ek hierdie mense na so 'n mate dat hulle Christus ook wil dien, en as ek nie kan nie, sny ek af, gaan ek aan, kry ek vir my mense wat saam met my dag tot dag uitleef vir Christus. So ewe knie is ons tweede. En derdens, die derde tipe mens wat ek glo ek en jy moet hê, is disciples. Weet jy geweet, ek en jy moet disciples hê in ons lewe. So met ander woorde, ons moet disciples oplei en hulle maak. Nou, in Matteus 28 vers 19 tot 20, kry ons die groot opdrag van Christus, die Great Commission praat die Engels van, is so mooi, maar die groot opdrag wat Jesus gee. En hy sê dan, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So Christus sê 'n paar dinge hierso. Hy sê ons werk, my en joune, as jy 'n volgeling van hom is, dan is jy sy disipel. So ek en jy het 'n werk om te doen. Nie net pastore, priesters, dominees, wie ook al nie. Ek en jy almal. Hy sê ons moet gaan, so dis 'n loop evangelie, dis 'n doen evangelie. Hy sê ons moet disipels maak. Hy sê en as ons disipels maak, hy sê dan moet ons hulle doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en ons moet hulle leer. Nou daai leer is nie 'n hit en run nie. Dit beteken dis 'n proses waar ek tyd spandeer met mense, waar ek mense aan die hand vat, en hoor hierso, waar ek 'n mentor word vir iemand. So ek hoop jy sien die patroon hierso. Ek het mentors, ek het mense wat ek aan die hand vat en hulle trek my op.
Ek het mense wat saam met my leef, wat saam met my groei, wat saam met my leef hier op aarde. En dan het ek mense wat ek aan die hand vat, wat ek saam met my optrek. En ek wil amper vir jou sê, hoe meer ek groei saam met en deur my mentor en die mense om my, hoe meer en hoe beter trek ek mense op. Maar die oomblik wat ek ophou groei, kan ek mense nie veel verder vat nie. Ek hoop jy sien dit. So dis belangrik dat ek en jy mense in ons lewe het, vir wie ek ook 'n mentor is. En dalk kyk jy vandag hierdie en jy sê, "Sjoe, dis al maar 'n groot verantwoordelikheid." Jy is 100% reg. Christus het gesterf, sodat ek en jy hierdie bediening van hom kan verder vat. Hy kom gee dit vir ons hier so in Matteus 28. Dit wat hy gedoen het, kom gee hy vir ons. Hy sê, "Gaan julle nou en gaan maak disippels." Dit wat hy gedoen het, vissers van mense. Hy sê, "Dis nou my en jou werk." En ek en jy moet mense aan die hand vat. Ek en jy moet uitkyk vir mense en sê, "Hoorie, ek ken die pad. Ek het mense wat my help op hierdie pad plek. Ek het mense wat my help, wat saam met my leef. As ek jou aan die hand vat, dan gaan ek en jy saam in Christus se arms instap. Jy sal hom leer ken deur die voorbeeld, soos Paulus gesê, die voorbeeld van wat ek vir julle gesê het, wat julle by my gehoor het, hoe ek geleef het en dit wat ek gedoen het. En die instruksies wat ek julle gegee het. Ek het julle gewys hoe dit lyk om Christus te volg. En dan kan ek en jy ook sê, volg my, soos ek Christus volg. Doen wat ek doen, want ek naboots vir Christus. So ek wil jou uitnooi om mense te kry wat jy nie net gaan vertel van Jesus nie, maar wat jy ook leer, wat en dit impliseer dat ek en jy moet 'n kennis ook van Christus en sy woord hê. So as ons nog nie het nie, dan sit 'n Leon probleem. As ek voel ek is nie op 'n plek waar ek genoeg kennis van die woord van God het nie, om mense te leer nie, dan moet ek baie vinnig en ernstig daaraan werk, want dit is my plig. Dit is elke gelowige in Christus se plig om sy woord te ken. Nou Christus is opgevat in die hele Bybel. Dit is die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. So as ek Christus wil ken in sy volheid, wie hy is, die hele Ou Testament wys na die koms van Christus. En die Nuwe Testament wys vir ons Christus, hoe hy geleef het en wat hy vir my en vir jou nalaat en ons erfenis, sy nalatenskap en dit wat hy van my en jou verwag. Maar saam met dit, hierdie opdragte, soos in Handelinge 1, daarvan vers 8, daar voordat Christus opvaar hemel toe, wat hy sê, gaan en vertel vir mense, gaan versprei hierdie goeie nuus. Paulus praat van die evangelion, die goeie nuus van Christus. Paulus sê, ek kom met nuus wat amazing is, ek kom met goeie nuus na jou toe. En is nie net 'n hit and run nie. Dit is 'n disippelsmakingsproses waar ek mense aan die hand vat en sê, soos ek iemand het wat my optrek, soos wat ek my mentors het, soos ek my ewe knee, en so vat ek jou saam. En ek gaan jou die pad wys, ek gaan jou lei. So op disippels, daar in Markus 1 vers 17, praat Jesus, hy sê, en Jesus sê toe vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. So Jesus het 'n absolute begeerte dat ek en jy vissers van mense word, dat ons mense gaan soek, kry, aan die hand vat en dat ons hulle lei na God die Vader toe, dat ons saam met hulle lewe doen. En ek het al beleef hoe ek mense vat as disipel, wat hulle ewe knie word, en ek het al gesien hoe mense leiers word vir ander. En ek wil vir jou sê, dis nie ek wat oulik is of enigiemand anders nie, dis mense wat gewillig is, en dit is wat gebeur wanneer jy sal onthou die meesterplan van God, wanneer daai meesterplan uitgeleef word, en ons is heg by mekaar ingebind, en ons het die regte tipe mense, dan seëvier die plan van God. Dan kom dit tot waar dit moet kom. Dit bereik dit wat dit moet bereik, hoekom die Here dit ingestel het. Sodat mense, ek wil sê van onder af opgetrek word, deurkom, saam met mense lewe doen, en dat hulle vissers word van mense. Dis Jesus se begeerte vir ons. In Johannes 13 vers 14 tot 15, praat Jesus, hy sê, as ek dan, wat julle Here en leermeester is, julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Jesus kom sê, ek het julle nie net gesê nie, maar hy kom wys hulle. En ek weet jy weet dit, maar ek herinner jou, dit was die werk gewees van die laagste slaaf, om voete te was. Dit was die slaaf wat nie regtig goed genoeg was vir iets anders nie, of wat te oud was, of dalk 'n gestremdheid gehad het. Dit was sy werk om voete te was, die laagste van die laagste slaaf, wat op sy knie moes gaan en voete was. Jesus sê, ek word vir jou die laagste van die laagste slaaf. Hy sê, ek sê dit nie net nie, ek wys dit vir jou. Jesus leef dit uit. Wanneer hy sê, ek sal vir jou sterf, wanneer hy sê, dit is wat ware liefde is dat 'n broer vir sy broer sterf, dit klink oulik, tot hy dit doen, tot hy dit word. En ek wonder baie keer hierdie disippels, wanneer hulle teruggedink het, na Christus gekruisig is, hoe hierdie verse, wat hy gesê het, in hulle koppe begin afspeel het. Maar dis Jesus se begeerte, dat ek en jy, mense sal saamvat, saam met hulle sal lewe, en hulle sal optrek, en dat ons mense sal help, om ook vissers van mense te word. Het ek
mentors in my lewe? Is daar mense wat ek oop en eerlik mee gaan gesels, wat my lei, wat my in die hand vat in waarheid, wat inspraak het tot my lewe, wat my beïnvloed vir die betere? Dan het ek ewe knie, is ek ingeskakel by 'n hegte netwerk van mense, boeties en sissies, wat saam met my Christus dien. En dan het ek mense wat my as mentor beleef en raadpleeg. Is daar mense wat ek saamvat as jong disippels, lei ek hulle op, rig ek hulle in die weë van die Here en vat ek hulle saam met my boontoe, saam in sy arms in. Ek glo dit is die plan van Christus, dat ons hierdie 3 tipes mense in ons lewe, dat ons heg sal saamleef, soos hy en die Vader heg saamleef en in mekaar is. En dat hierdie meesterplan wat ek met jou gedeel het, dat ons dit so sal uitleef, dat dit in ons agterkop sal lê, en dat dit ons sal beïnvloed en ons sal lei. Dat ons deur sy liggaam, dat ons weer betekenis sal gee aan die woord kerk, aan eklesia, aan die liggaam van Christus. Dat dit nie net 'n plek is waar jy gaan of 'n denominasie nie, maar dat dit 'n plek is wat lewe, waar Christus aan mense blootgestel word op 'n radikale manier, waar mense Jesus beleef, sy liefde, en waar mense wat nooit in hom geglo het of van hom geweet het nie, tot bekering en inkeer kom, deur die liefde wat ek en jy onder mekaar het. Mag ons dit bewaar, soos Paulus vir ons sê, ten alle koste, mag ons dit oppas, hierdie eenheid van ons, en mag ons onsself op 'n plek kry waar ons sê, ek het mentors, ek het ewe knie, en ek het mense wat ek saam met my vat, wat ek oplei, ek het disippels onder my. My gebed vir jou, dat dit die storie van jou lewe sal wees, en dat jy ook sal deel wees van hierdie plan van hom, en mag ek en jy dit saam verwesenlik. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om deel te kan wees van u meesterplan. Here, dankie dat u my en soveel ander mense wat vandag kyk, gebruik ten spyte van wie ek is. Ten spyte van my tekortkominge en my foute en my sondes, Here, en my afvalligheid. Here, dat u kies om u evangelie deur 'n klomp stikkende mense eintlik te gaan verkondig. Mag ons nooit terugstaan nie, mag ons nooit verskonings hê nie. Here, mag ons die opdrag wat u aan ons gee met albei hande aangryp, mag ons vissers van mense word. Dit is my begeerte, Here, dat u aan ons mense sal gee wat wonderlike, goddelike mentors is. Mense wat ons sal saamvat, wat ons sal rig, wat ons sal onderrig in waarheid, Here, en ons sal lei. Saam met dit, Here, bid ek dat ons sal omring met godsvreesende mense, met vriende wat Christus dien, met geestelike familie. Here, mag u ons saamweef in en deur u Gees, Here, sodat ons u plan, u meesterplan uitleef. En dan, Here, mag ons u evangelie deel, mag ons disippels maak, Here, van mense, hulle aan die hand vat en saam met hulle die pad stap. Ek bid, Heilige Gees, dat u ons 'n nuwe krag en dapperheid sal gee, soos u in die woord sê. U sê, ons sal nuwe krag ontvang wanneer die Gees tot ons kom. Mag ons daai dapperheid, daai krag beleef, Here, soos wat u in en deur ons werk. Ons eer u daarvoor. In die almagtige naam van ons Here Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons tyd spandeer en saam met ons gekyk het. Dankie vir jou likes en jou shares, en dit is wonderlik om saam met jou tyd te spandeer. Dit is my gebed vir jou, mag jy hierdie meesterplan van God in jou eie lewe gaan uitleef. Dankie vir jou boodskappe, en jy moet 'n fantastiese en geseënde week hê. Tot weer ziens, tot ziens.